Toe Israel Kanaan binnegegaan het, was Jerigo die eerste stad wat hulle ingeneem het. En ek lees vir ons uit Josua 6 vers 2 tot 5. Toe het die Here vir Josua gesê: "Sien, ek gee Jerigo in jou hande. Jy en jou mans van oorlog moet rondom die stad loop, 1 keer per dag vir 6 dae. Maar op die 7de dag moet julle rondom die stad loop 7 keer. En die priesters moet die basuine blaas. En wanneer hulle die basuin laat klink, moet die volk 'n groot kreet laat hoor en die muur van die stad sal in mekaar stort." Jerigo se mure het onoorwinnelik gelyk. Die poorte was gesluit en dit was 'n sterk vesting. Maar die Here het vir Josua 'n plan gegee wat nie op menslike krag of op wapens gebou was nie, maar op gehoorsaamheid en vertroue op die Here. Vir 6 dae het die volk in stilte om die stad getrek. Die ark van die verbond was vooruit en 7 priesters met ramshorings het daarna gevolg. En uiteindelik die res van die krygers. Geen pyl is daai dag afgeskiet nie en geen swaard is uitgetrek nie. Net stilte, soos wat hulle om en om die stad getrek het volgens die Here se voorskrifte. Op die 7de dag het alles verander. Hulle was 7 keer om die stad Jerigo. En daarna het die 7 priesters op hulle ramshorings geblaas en op Josua se bevel 'n aanvalskreet uitgeroep. En die mure van Jerigo het voor die krag van die Here ineengestort. So het Israel die stad ingeneem, nie deur menslike krag nie, maar deur volkome gehoorsaamheid aan die Here. Net so wys hierdie gebeurtenis heen na die groot dag van die Here se wederkoms. Die Bybel van volgens Openbaring sal daar 7 trompette wees wat aan die einde van tyd sal blaas. Elkeen is 'n teken van die oordeel en die naderende wederkoms van die Here. En wanneer die laaste trompet weer klink, die basuin van die Here self, sal die grafte oopgaan. Die dooies en die Here sal opstaan en hy sal verskyn in sy mag en heerlikheid. Dan sal die hemel weer die oorlogskreet laat hoor. Nie die kreet van mense nie, maar die roep van die seun van die Here, wat die vyand finaal oorwin. Soos Jerigo se mure voor die Here ineengestort het, so sal alle vestings van die bose verbrokkel. Net soos Israel van ouds nie op hulle eie krag staat gemaak het nie, maar gewag het op die stem van Josua, voordat hulle daai aanvalskreet geskree het, om uiteindelik Jerigo te oorwin. Net so wag ons vir Jesus se stem en sy oorwinning. Soos Israel eers Kanaan betree het deur die val van Jerigo, so sal ons die ewige Kanaan kan ingaan, wanneer Jesus in sy mag en majesteit kom.